Goeiemôre, dis Maandag en kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Ek wil vandag praat oor die kuns van oorgee. Ons het baie hierdie afgelope tyd gekyk in hierdie rigting en ek het nou regtig gedink ek wil dalk bietjie iets verander, maar die Here het baie keer 'n plan. Aksie word altyd beskou as die sleutel tot jou oorwinning. Dit wat jy doen. Dit voel amper vreemd om stil te staan. Ons as mense wil beheer hê, ons wil veg, ons wil verduidelik, ons wil iets sê, ons wil dinge beplan, ons wil ons lewens beheer, ons wil heeltyd net in beheer wees. Baie van ons sê en het al gesê, as ek dit nie doen nie, wie sal? Maar daar is 'n fluistering, 'n ewige waarheid in die Bybel wat sê staan stil, ek veg vir jou. Daar is 'n fyn lyn tussen geloof en beheer. Geloof sê ek vertrou ten spyte van wat ek sien. Beheer sê ek moet ingryp anders gebeur niks. Ek moet iets doen anders gebeur dan niks. Maar wanneer die storm begin raas en jou siel wil begin wegdwaal, jou bekommernis neem jou lewe oor, dan is die woord van God daar om ons te herinner dat ons 'n God dien wat nie aan die slaap raak nie. Hy is nie afhanklik van ons planne om syne uit te voer nie. Hy is nie haastig nie, hy is nie onseker nie, hy is nie afwesig nie. Hy wil net baie keer hê ons moet uit die pad uitkom sodat hy kan aangaan met die werk wat hy in ons lewens wil doen. 2 Kronieke 20 vers 17 sê, julle sal nie hoef te stry nie, gaan staan daar, bly staan en kyk na die heil van die Here wat hy aan julle bewerk. Jy sal nie hoef te stry nie. Maar ons like stry. Wanneer jy op jou knieë gaan, is jy nie magteloos nie, jy's in die posisie waar God kan oorneem. In 'n wêreld wat skree dat jy harder moet probeer, sê God, kom in die pad uit, vertrou my, hou aan bid. En ons moet rus in sy magtigheid, ons moet rus in sy liefde, en ons moet vrede vind in sy plan. Psalm 37 vers 8 sê vir ons, laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Moenie jou vererg nie, dit bring net kwaad. Ons moenie laat ons emosies oorneem nie. Ons moenie laat ons bekommernis ons rus steel, ons perspektief steel en ons vrede steel. En tog in die plek van stil wees, dan begin jy weer God se stem hoor. Die fluistering van 'n belofte, die stem van waarheid, en dan begin ons weer God se hartklop verstaan en ervaar. Eksodus 14 vers 14 sê, want die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Nou stil wees vir my as dinge skeefloop is bitter moeilik. Maar daar lê 'n wonder in oorgee. 'n Stil wete dat ons God ons nie sal laat swaar kry nie. Laat ons God vir ons sal aanhou veg. En al gaan ons deur moeilike tye en al gaan ons deur tye van swaar kry, dit is nie wat God vir ons beplan het nie. God het vir ons net voorspoed beplan. Jeremia 29. Jy word nie deur God verlaat nie. Jy is nie 'n agtergeblewene nie. Jy is nie alleen nie. Die stryd is net nie joune nie. Dit is die Here se stryd. En onthou, jy is God se geliefde en hy sal vir jou veg. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe en ons kom sê dankie dat U vir ons beklei. Dat U in beheer is. Help ons om U stem te hoor en help ons om terug te staan sodat U kan oorneem. En Vader, gee dat hierdie week net 'n week van oorwinning vir ons sal wees. Gee dat hierdie week 'n week sal wees waarin ons U deurbrake eerste rangs ervaar. Vader, kom neem oor in elkeen van ons se lewens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.